Hartlik shalom hier van my kant af, Shabbat shalom vir julle. Shabbat shalom vir my. Ja, ek moet vir jou sê, dis my lekker as ek so opkyk en sien ek so vol bord vir mense wat inskakel en deelneem. En ja, dit is regtig maar my gebed ook, dat na aanleiding van wat ons vandag met julle gaan bespreek, dat julle sal, maar daar's 'n paar goedjies wat ons vir julle wil uitlig uit hierdie parasha uit. Dit klink so na bekende inligting wat ons het, maar Vader het vir ons 'n paar goedjies verwys en mag Ruach dit reg vir my en vir jou oopbreek en mag ons dit implementeer. So ja, daarmee nooi ek julle uit om saam met ons te kom studeer en agterna ook dan nou die tyd te vat om julle insette te gee van wat het julle gesien, wat het julle gehoor en weet wat het uitgestaan, sodat ons by mekaar kan leer. Dis die hele idee. Kom ons doen 'n midrash lekker saam, né? Maar voordat ons begin, soos oudergewoonte, daar's 'n paar goedjies wat dieselfde is. Ek sal nou dink nou dat ons die deentjies so hoor, nee, die kenwysie. Dis so al kenmerkend vir hoe lank ons nou, maar kenmerkend ook is die ding wat ons doen, is om elke keer die Psalm Tehillim wat saam met hierdie parasha gaan, om dit dan nou vir julle te lees. In hierdie geval is dit Tehillim 11. En hy lees as volg: vir die musiekleier, 'n Psalm van Dawid. By Jahoua skuil ek, hoe kan julle dan vir my sê, vlug na julle berg soos 'n voël? Want kyk, die goddelose span die boog. Hulle het hulle pyl op die snaar reggesit om in die donker te skiet na die opregtes van hart. As die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen? Jahoua is in sy afgesonderde paleis, die troon van Jahoua is in die hemel, sy oë sien, sy ooglede toets die mensekinders. Jahoua toets die regverdige, maar sy siel haat die goddelose en die wat geweld liefhet. Hy sal op die goddelose vang net 'n vuur en swaal laat reën, en 'n gloeiende wind sal die deel van hulle beker wees, want Jahoua is regverdig. Hy het die geregtighede lief, die opregtes sal sy aangesig sien. Parasha se naam is natuurlik Vayera, hy verskyn. Ek gaan meer hieroor praat, dit is baie interessante inligting wat ons hier het, maar kom ons kyk net eers, hoe lyk ons leesgedeelte? Uit die Torah uit is Bereshit of Genesis 18 vers 1 tot hoofstuk 22 vers 24 en dan die Haftorah uit Melakim byt, dis 2 Konings 4 vers 1 tot 37 en dan 'n baie gedeeltes uit die Brit Hadesha uit is Lukas 1 vers 26 tot 38, ook hoofstuk 17 vers 26 tot 37, hoofstuk 24 vers 36 tot 53, Romeine 9 vers 6 tot 9, Galatiërs of Galasiërs 4 vers 21 tot 31, ook Ivrim of Hebreërs 6 vers 13 tot 20, ook hoofstuk 11 vers 13 tot 19 en Jakob of Jakobus 2 vers 14 tot 24 en dan laastens Kefabyt of 2 Petrus 2 vers 4 tot 10. Absoluut 'n mond vol, maar jy weet, dit kan ook nou nie eintlik anders te wees nie, want hierdie gedeelte gaan oor die beloofde seun. Nou, ons het verlede week baie geleer in hierdie aanlyn Yeshiva van ons. Jy weet, jy kan dit noem by Yeshiva, 'n shul, 'n sinagoge, net wat jy wil, 'n groep wat by mekaar kom. En ja, so kan ons hulle ook vir julle bekend maak, dat net soos wat Abraham en Sarah verlede week 'n legliggaam moment gehad het, het ons ook onverwags 'n legliggaam opdrag gekry. En die detail hiervan sal ons bekend maak aan julle soos wat ons aangaan, maar
Ons bly nog steeds 'n aanlyn yeshiva, ons kan enige plek kan ons dit vandaan doen. Ons het ook gekyk verlede week na die feit dat daar vir 10 generasies letterlik vir 10 generasies het Jehovah geen mens betrek in sy planne nie. En dan skielik het ons gesien, en ek kan onthou, ons het dit nogal so genoem, Abraham het Jehovah gekies, en daarom het Jehovah op sy beurt vir Abraham gekies. Ons het gesien dat Abraham besef, daar moet 'n beter wêreld wees, en in die proses het hy begin soek. Ek dink hy het antwoorde by Noag en Shem begin kry, en dan sien ons, hy wat Abraham is, hy snap die visie van die lewende Elohim. En as gevolg hiervan sien ons dan weer, dat die skepper van die hemel en die aarde, Abraham dan betrek in sy visie, en hy maak met Abraham, of hy maak van hom 'n verbondsvernoot. En 'n verbondsvernoot is niks anderster as 'n medewerker in Jehovah se planne nie, hier in hierdie konteks. Jy moet dit snap. Jy moet snap dat voordat Abraham nie gewys het dat hy belangstel nie, sou Jehovah nie gereageer het nie. Jy kan hierdie ene neerpen, dit is die waarheid. Totdat jy nie belangstel in Jehovah se betrokkenheid nie, gaan niks gebeur nie. Wanneer jy hom deel maak van waarmee jy ook al besig is, dan sien jy dinge begin sien gebeur. Nou in hierdie parasha gaan ons sien hoe Jehovah reageer nadat Abraham die verbond van die stukke gesny het. Ek wil klem daarop lê. Daar's nie 'n verbond wat gemaak is nie. Daar's 'n verbond wat gesny is. Die stukke is gesny, die bloed het gevloei. Die vooruit is gesny, die bloed het gevloei. Jy kan sien, die bloed is 'n bevestiging van die verbond. Ons het ook verlede week gesien, dat dit nie alle disippels is, wat disippels bly nie. So het Lot se paaie en van die van Abraham sinne geskei. Jy het dan ook gesien dat Lot word nie deel van die Brit Mila, die besnydenis nie, en so het ons ook maar ons eie skeiding ervaar. So nie almal wat jy gaan disipel gaan vir altyd by jou bly nie. Ons sien dan ook in hierdie week se parasha dat Abraham weer vir Lot intree. En hoekom? Ons gaan sien hoekom dit gaan gebeur. Maar Lot, gaan jy sien, gaan nooit weer deel van Abraham se kamp word nie. Onthou nie te alle tye, ten spyte daarvan, dat ons in hierdie parasha sien dat Abraham intree vir Lot. Lot word nie weer deel van Abraham se kamp nie. Lot is nie besny nie. Dit moet ook vermeld word dat Abraham natuurlik weswaarts gelei is. Weet toe hy begin het by Ur van die Galdeë. Ons is nie heeltemal seker of hy al reeds van daar af getrek het nie. Ons weet hy het Haran toe getrek, maar hy is weswaarts gelei deur Jehovah ons Elohim, ons Vader. Hy is buite die bereik van Babylon se invloed in die ooste en hy is buite die bereik van Mitzrayim in die suide. En tog is daar in hierdie ou klein landjie van Israel is daar nog 7 nasies in wie die lig nie is nie. En ons gaan sien met verloop van tyd kry die kinders van Israel nadat hulle uit Mitzrayim uit verlos is, dan moet hulle hierdie nasies uit die land uit verdryf. So jy sien, daar's fisiese beweging wat van Abraham geverg word, maar daar's ook definitief geestelike beweging wat vereis word. Onthou julle ons het gesê, hy moes homself gaan soek en hy moet gaan kyk het na wat is dit wat Jehovah in hom gedeponeer het as mens. En dit wat so dormant binne hom was, ek en jy moet dieselfde ding weet, daar's goed wat Vader in my en jou gedeponeer het, en dis dormant, en jy het nodig om dit te ontgin. En dis wanneer Vader kom en hy sê, ek vat jou na die plek toe, waar ek dit kan ontgin, waar jy kan leer om dit self te ontgin, tot my en jou as verbondsvernote se onthulwe, dus se gewin. Nou, ek sê weer, net so moet ek en jy ook dit wat dormant in ons is, begin ontgin, nou dat ons tot wedergeboorte gekom het. Nou, ek wil hê dat ons moet net verstaan, voordat ons in Parasha Vayera behoorlik ingaan, die volgende. Die verbond wat Jehovah met Abraham gesluit het, was van kardinale belang. Onthou nou die progressie wat plaasvind, hoor. Ons sien dat die res van die Torah, van Abraham, na Jitsak, na Jakob, na die kinders van Israel toe, dit gaan alles oor die getrouheid aan hierdie verbond wat Abraham met Jehovah gesluit het. Ek sê dit weer, die Torah gaan vanaf die verbondsluiting alles oor die getrouheid aan daardie verbond
en dan ook die uitwerking of die uitspeel daarvan. Nou, selfs vandag met die verbondsvernuwing, jy weet, mense wil sê, ons het nou vernuwe verbond, ons steel ons nie meer aan die verbond met Abraham nie. Nee, ek is jammer, die verbond met Abraham is op my en jou van toepassing. Kom ons kyk net na die 7 verbonde wat gaan opkom. Jy sien dat die, in kort, ek wil hulle nie eens in detail bespreek nie. Adam se verbond was die grond, Noag se was die reënboog. Abraham se die sterre, die sand en die Brit Mila. Moshe kry die 10 woorde op die kliptafels. David kry die verbond rondom Jerusalem. Die Messias Yeshua, die verbond met die brood en die wyn. En dan sien ons aan die einde van die dag is dit die verbond van vrede wat inhou die Messiaanse koninkryk. Weereens, ons het dit vir mekaar gesê dat 'n verbond word gegee en van die verbond van Adam na Noag, na Abraham, na Moshe, na David en verder. Die een bou op die ander. Daar is nie goed wat gekanselleer word nie. Dit is net, soos hulle in Engels sê, you expand the covenant, om presies meer duidelikheid oor die terme van die verbond te kan kry. Telem 105 is my baie interessant. Vers 8. Hy dink vir ewig aan sy verbond, aan die woord wat hy ingestel het vir 1000 geslagte, die verbond wat hy met Abraham gesluit het, en sy eed aan Jitsak, wat hy ook vir Jakob as insetting bekragtig het, vir Israel as 'n ewige verbond. So dit sou ook die mindset van die Messias gewees het. So hy sê vir hom, onthou julle hierdie pilare wat ons so van praat, gaan na my land toe dat ek jou kan wys wie jy is. Ontdek die jy in jou, dan sal jy jouself ontdek, dan gaan jy jou ware identiteit ontdek, dan gaan jy ontdek wie ek is. Nou het jy jouself al afgevra, waarom is dit so belangrik vir die Almagtige om sy volk na die land toe te bring? Al 49 jaar? Kan ons sê, he will do what it takes to get you there? Hoekom het hy nie dood eenvoudig vir Abraham opgelei, terwyl hy nog in Galdeë, of in, wat die land se naam is nie? Hoekom het hy nie Israel opgelei in Misraim, of in Egipte, voordat hy hulle uitgered het nie? Nee, hy vereis daar die moment. Luister na my opdrag, gaan uit jou volk uit, kom na my land toe, kom na die plek toe wat ek uitgekies het, kom na die plek toe waar ek my naam geplaas het. So met die wete dat hierdie verbond met Abraham nou in plek is, kom ons kyk vinnig na die alia opsomming, sodat jy net op hoogte kan bly wat hierdie week aangaan. Dit is so nodig, want ek het 'n paar plekke wat ek seker goed wil beklemtoon. Ons kan onmoontlik nie al die beginsels, al die nuances vir jou gee nie, maar daar's 'n paar wat ek wil uitlig dat jy dit kan verstaan. Goed, so die eerste alia gaan vir ons sê, Jahweh besoek Abraham in die gedaante van die 3 reisigers. Is dit korrek? Ek bevraagteken dit. En hy nooi hulle in sy tent in, waar Sarah 'n feesmaal voorberei. Nou hierdie besoekers wat ook boodskappers is, engele, kan jy sien, hoekom ek sê, ek bevraagteken dit, die woord al klaar hier te kry. Dit vertel vir Abraham dat hulle vertel vir Sarah en Abraham dat op die ouderdom van 89 gaan sy 'n kind baar en Sarah lag daaroor. Ons tweede alia, by hulle vertrek openbaar Jahweh aan Abraham sy voorneme om Sodom te vernietig, weens die groot boosheid wat daar is. Maar Abraham pleit by Jahweh om Sodom te spaar, want hy weet Lot is daar, en hy pleit af, die getal af tot by 10 regverdiges. Maar selfs soveel kan nie gevind word nie. Dan spring ons in die derde alia na Bereshit 19 vers 1 tot 20 toe, dan sien ons 2 van daardie engele, en ons gaan praat oor wie hulle is. Hulle kom in Sodom aan, Lot nooi hulle in sy huis in, maar die manne van die stad hoor daarvan, en die manne wil hierdie besoekers aanrand. Lot weier, en dan sal ons sien dat die malachim of die engele slaan die stadsmense met blindheid, en dan lei vir Lot en sy familie uit die stad uit. Wat ons by die 4de alia gaan bring, dis nog steeds hoofstuk 19 vers 21 tot hoofstuk 21 vers 4, groot storie wat daar gebeur. Daar's vuur en swaal wat reën oor Sodom. Weet jy, ek het op 'n kol het ek 'n studie gedoen, dat hulle sê dat daar selfs vuur van bo af, van Sumeria se kant af gekom en op Sodom en Gomorra kom val. Nou dan sien ons
Lot en sy vrou en die twee dogters, hulle word uitgelei, sy vrou kyk terug, sy verander in 'n soutpilaar, en om to add insult to injury, soos hulle sê, kom Lot se dogters, hulle dink, daar's niemand wat oorgebly het nie, hulle maak hom dronk, hom wat Lot is, hulle verlei hom, en dit lei tot die ontstaan van die Moabiete en die Ammoniete. Dan sien ons, Abraham sê weer, moontlik uit vrees uit, dat Sarah sy suster is, en Abimelech nie maar sy paleis word met siekte gestraf. En dan word hy in 'n droom gewaarsku, en dan oorlaai hy hulle met geskenke, waarna hy gesond word. Gesondmaking het nogal heel wat weens 'n tema in hierdie week se parasha. En uiteindelik word Jitsak dan nou gebore, en Abraham besny hom op die ouderdom van 8 dae. Dan kom die 5de aliyah, en ons gaan so 'n bietjie na inligting daaruit kyk. Sarah sien dat Ismael 'n bedreiging vir Jitsak is, en sy eis by Abraham dat Ismael en Hagar sy moeder uit die huis uitgestuur moet word. Hulle dwaal in die woestyn totdat Ismael op die punt is om te ster, en 'n malak, die sy engel, wys vir Hagar 'n put. En dan sien ons dat die seun opgroei om 'n bekwame boogskutter te word. In die 6de aliyah sien ons daar's weer 'n twis oor waterputte, en Abimelech, einste Abimelech wat van Sarah aangeneem het, hy versoek 'n ooreenkoms met Abraham, en Abraham bring offers as 'n getuienis dat hy hierdie put gegrawe het. Dan sien ons dat Abraham vestig hom nou in Berseba, en dan verkondig hy die naam van Jahweh aan die verbygangers. En dan die laaste aliyah sien ons dat Jahweh beveel Abraham om sy enigste geliefde seun Isak te offer. Dis die bekende Akedah gedeelte. Ons praat nie veel daaroor vandag nie. Wanneer hy dan op die punt is om Jitsak te slag, dan beveel die engel om te stop, en 'n ram wat naby in die bos vashak word in Isak se plek geoffer. En ons sien Abraham van groot seëninge, want hy slaag die toets. En dan stryd hy die hele parasha af, so half net so, mens wonder waar kom dit vandaan. Dan sien ons intussen het sy skoonsister geboortegeskenk aan Bethuel, die vader van Rivka, Jitsak se toekomstige vrou. Sien, dit is wat dan in plaas vind. Goed, kom ons spring weg in hierdie parasha, en kom ons doen die bespreking. Bereshit 18 vers 1. Daarna het Jahweh aan hom verskyn by die terpentynbome van Mamre, terwyl hy by die ingang van die tent sit op die warmste van die dag. Toe hy sy oë oprig en kyk, staan daar 3 manne voor hom. En toe hy hulle sien, loop hy hulle tegemoet van die ingang van die tent af en buig hom na die aarde toe. Nou hier is nou goed wat ek wil hê jy moet sien, daar's goed wat sigbaar gemaak word, maar dit dui op iets onsigbaar. Ons weet, wie het verskyn? Hy sê baie duidelik in vers 1 daar, en Jahweh het verskyn. En Jahweh het verskyn. So, Wav, Jod, Resh en Alef, Vayera, hy het verskyn, he appeared. Nou so iets, dis om iets sigbaar te maak, om te manifesteer. En iets wat my toe nou opgeval het, toe ek nou hierdie begin bestudeer, is, jy weet, maar vers 1 en 2, is dit een en dieselfde ding? Want wanneer jy gaan kyk, as ek 'n titel byvoorbeeld moet gee aan hierdie gedeelte van die boodskap, dan gaan dit wees die prys van advies. Om advies te gee, om te verskaf, om advies te verskaf. Jy sien, parasha Vayera begin met 'n baie merkwaardige reël. Hy sê, en Yahuwah het, dis nou Jod, hy, Wav, hy, het aan Abraham verskyn in die vlaktes van Mamre. Nou, waarom doen die Torah nou soveel moeite om ons te vertel dat Jahweh aan hom verskyn het? Wat is so spesiaal aan die vlaktes van Mamre? Nou, Chazal is een van die Joodse wysgeere, hy verduidelik dat Mamre is nie net alleenlik 'n plek nie, maar Mamre was ook 'n persoon. Die persoon aan wie daardie grond behoort het. En hy was 'n vriend van Abraham, en hy is die een wat Abraham aangeraai het om die Brit Milah deur te gaan, waarvan in die vorige parasha gepraat is. Die besnydenis, ja. As gevolg hiervan het, omdat hy daardie goeie advies gegee het, en dan ons praat oor die prys van advies, omdat hy
wat Mamre hierdie advies aan Abraham gegee het, sien ons dat Jahoua kies Mamre as die gebied, as die plek waar hy ook wil verskyn. So hy gaan ook sy teenwoordigheid bekend maak in daai vlaktes van Mamre as gevolg van Mamre se advies. Jy gaan sien hoeveel impak dit werklik het vorentoe. Goed, so die vraag is nou, wat hier gaan ontstaan, Abraham, die man van geloof, waarom sou hy nou raad nodig hê? Ek meen, Jahoua het hom tog direk aangesê om homself te laat besny. Hy gaan nie nou eers aan sy bure toe gaan en 'n meningspeiling van hulle gaan neem om te hoor, is dit okay met julle dat ek dit kan doen nie? Maar dit verg bespreking wat eintlik regtig hier aangegaan het. Die kommentator sal sê, miskien het hy gevra of hy dit in die openbaar moet doen, of moet hy die Brit Mila privaat doen. Miskien het hy gewonder of dit mense kan afskrik om by sy huishouding aan te sluit, onthou nou net, hy wat Abraham het ons nou vir julle in detail gesê, hy is 'n verbondskind, hy ken die koninkryk van Elohim, hy vertel vir almal wat wil hoor en die wat nie wil hoor nie, daar is 'n Elohim, daar is 'n lewende Elohim en hy is betrokke by alles wat by die aarde aangaan. Hy doen dit. So, hoekom het Abraham dan nou gaan raad vra by sy vriende? Daar's 'n paar redes hoekom dit kan wees, maar die meeste mense stem saam, Abraham het reeds besluit, hy gaan dit doen. Hy wou maar net bloot sy vriende by die Midspoort insluit, om hulle saam te bring, om hulle deel te maak van daai besluit. Ek meen, dit op sy eie is nie 'n pragtige gebaar nie. En dan sien ons, wat was Mamre se beloning? Dat Jahoua homself in sy land in Mamre geopenbaar het. Met ander woorde, Mamre is die ou wat vir Abraham gehelp het om duidelik te sien wat hy reeds geweet het hy moet doen. En wanneer jy dit doen, dan nooi jy die goddelike teenwoordigheid in jou eie lewe in. Hoor jy wat ek sê? Ons gaan meer bespreek. Jy moet hierdie punt verstaan. So, hier kry jy dit nou net in die Hebreëus. So, Mamre is nie net die vlaktes van Mamre nie, dis ook die persoon met die naam van Mamre. Ek meen, mense soos Rashi, hulle identifiseer hom as daai persoon wat die raad aan Abraham gegee het. En hulle sal ook vir jou sê, dit dui daarop dat Mamre 'n individuele beloning vir sy optrede ontvang het, wat sy identifikasie as 'n persoon dan ook bevestig. So dit is so. Nou ek gaan hou nou net daai punt, ek gaan nou vir 'n oomblik spring na 'n latere gedeelte van die parasha, om miskien dalk wat ek nou net vir jou gesê het, nog meer duidelik te probeer maak. En dit behels Hagar en Ismael. Nou, weet net eers een ding, Jahoua verskyn aan Abraham. Tussen hierdie verskyning aan Abraham en die verskyning aan Hagar, verloop daar heel wat goed dinge, soos onder andere kry Abraham hierdie 3 kuiergaste, daar's 'n aankondiging van Jitsak se geboorte, daar's die aankondiging van die verwoesting van Sodom en Gomorra, en so gaan dit aan. Maar dan sien jy na al hierdie dinge, na dit gebeur het, nadat Jitsak dan nou gebore is, dan vind hierdie insident met Hagar plaas. Dis nou vers 14. Toe is Abraham die môre vroeg op, en hy het brood en 'n sak met water geneem, en dit aan Hagar gegee, deur dit op haar skouer te sit, en ook die kind en haar weggestuur. Sy het toe weggegaan en rondgeloop, daar's die ergens weg, in die woestyn van Berseba. En toe die water in die sak op was, het sy die kind onder een van die bosse neergewerp, en geloop en op 'n afstand gaan sit so ver as 'n boog kan skiet, want sy het gesê, ek wil die dood van die kind nie aanskou nie. En sy het op 'n afstand gaan sit en haar stem verhef en geween. Toe hoor Elohim die stem van die seun, en die boodskapper van Elohim het na Hagar geroep uit die hemel en haar gevra, wat is dit met jou, Hagar? Wees nie bevrees nie, want Elohim het na die stem van die seun geluister op die plek waar hy is. Staan op, tel die seun op, en hou hom vas met jou hand, want ek sal hom 'n groot nasie maak. Daarna het Elohim haar oë geopen, en sy sien 'n put. En sy het geloop en die sak vol water gemaak, en die seun laat drink. En Elohim was met die seun.
en hy het opgegroei en in die woestyn gewoon en 'n boogskutter geword. Nou hierdie is baie belangrike inligting, né? Maak die oë oop. So ons sien in hierdie parasha dat Hagar en haar seun Ismael in die woestyn ronddwaal, die water raak op, sy is seker dat die kind sal sterf, so sy sit op 'n afstand en huil. En dan sê die Torah, en Jahweh het haar oë oopgemaak en sy het 'n put water gesien. Dit is belangrik om hier te sê, want dit skep so half die indruk in daai wat 'n mens lees dat dit 'n klein seentjie is. En hy's 13, want hy was op 13 besny. 13 of 13 plus, maar dit Ja. kon nie te veel gewees nie. Weet jy, dit laat my nou dink aan 'n insident vroeër hierdie week. Ek het my dogter geneem vir 'n koppie koffie, toe ons uitkom, toe soos wat ons uitry, toe het 'n seun nou net van die skool af gekom met sy fiets, mooi fiets wat hy nogal gery het, met sy helm op en hy het uitgeswaai vir 'n kar en hy het 'n boom getref en in die proses het hy toe nou op hierdie ingang na hierdie plek toe het daar het hy geval en hy het sy pols gebreek. En jy weet natuurlik het ons nou geparkeer en hom nou eers gehelp, jy weet. En mense wil dink 13 is nou 'n bietjie gevorderd, né, maar eintlik is 13 maar nog 'n seentjie. Jy weet, so dit was so half as wat Vader vir my gewys het, neem net kennis. Dis so 'n 13-jarige is, ja, en dit is so seer en dit is pynlik en hy huil. Hy weet hy keer die trane, maar dit is pynlik. En dit is wat jy hier het met Ismael. Ek het gedink, wel, hoe oud was Jitsak gewees toe Ismael begin het om so korrup op te tree teen Jitsak, wat dan 'n aanleiding gegee het tot hierdie hele insident waar Sarah gevra het, stuur die vrou en die kind weg. Jy sien, kom ons kom nou net terug. Jy sien, die vers sê nie dat Jahweh 'n nuwe put geskep nie. Die put was die hele tyd daar. Die wonderwerk was letterlik dat sy dit nou kon sien. En dit is wat ware raad doen, dit wat ek en jy byvoorbeeld sal gee. Dit skep nie iets net nie. Jy het raad wat jy gee om iemand se oë oop te maak oor dit wat reg voor hulle was die hele tyd. So wanneer mense na jou toe kom vir leiding, het hulle nie altyd weet hierdie kundige ontleding nodig nie. Die meeste van die tyd het hulle reeds die antwoord. Hulle het net iemand nodig om te sê, nee, jy's nie mal nie, jy's op die regte pad, gaan voort, jy kan dit doen. Nee, dis eintlik soos wat ons sal sê, jy is nie die klankbord en eintlik in die proses gee jy goddelike advies. En vir daardie oomblik voel dit vir daai persoon, daai oomblik van gerusstelling, voel dit soos 'n wonderwerk. Asof 'n engel nou net hulle oë oop gemaak het vir die put wat die hele tyd hier voor hulle was en wat vir hulle gewag het. So as jy terugkyk na wat Hagar oorgekom het, dan sien jy, sy het met haar kind in die wildernis geswerp. Wat het gebeur? Sy het haar pad verloor. En wat bedoel ek daarmee? Hagar is die dogter van Farao. Sy het gekies om eerder Sarah se slavin te wees as om 'n prinses of 'n koningin te word in Farao se paleis. Hoekom? Op grond van dit wat sy in Sarah gesien het. Sy was baie beïndruk met die lig wat Abraham en Sarah uitgestraal het. So sy was letterlik soos 'n leerling, 'n vakleerling, 'n leerklerk, 'n intern is die Engelse woord wat hulle sou gebruik het. En dit is seker ook as gevolg hiervan dat Sarah haar gekies het as die tweede vrou vir Abraham om in te tree sodat sy wat Hagar is, 'n kind vir haar wat Sarah is kan baar. En jy moet weet, Hagar is 'n bekeerling tot die geloof van die Hebreër. Wat 'n Hebreër? Abraham. As jy by Abraham wil inskakel, dan gaan jy doen wat Abraham doen. Jy gaan Abraham se vereistes volg. Jy gaan jou afgode gaan jy opgee. Jy gaan die miswoord van Elohim gaan jy volg. As jy in Abraham se kamp is, as jy daar aansluit, dan moet jy weet, Abraham gaan van jou vereis om te herken jou as die Elohim en jy gaan deur elke stap gaan. En hier het ons nou vir Hagar, sy swerf deur hierdie wildernis, sy het haar derech Hashem, die pad van Jahweh, die weg van Jahweh het sy verloor. Met ander woorde, dit sê vir jou, iewers langs die pad het sy van Torah afgewyk. Nou, jy kan nou even self dink, wat het nou alles gebeur? En in die proses, al wat vir haar oorbly, is seker om te default, soos ek het noem, terug na dit wat vir jou bekend is. En wat was vir haar bekend? Die afgode van haar jeug. Die afgode van die huis van Farao. En sy huil onder die boom
met haar seun saam met haar, wat nou in hierdie onbenydenswaardige situasie is. Hy is natuurlik die hele en weg van haar af. Ek weet nie, jy kan vir jou dink hoe ver moes jy kan skiet, né? En dis wat iemand soos Rashi sê, maar sy het haar pad verloor. Sy het die Torah pad verloor, die direk Jahwe het sy verloor. En in daai proses wat sy daarin mismoedigheid is, wat sy, nee, kom 'n engel na toe. Die engel roep uit, wat het hy gesê? Hagar, jy het iets gemis. Wat het sy gemis? Die fontein met die water, die put. Ek en jy weet al twee, dat die water is die simboliek van die Torah. Later word Moshe mos nou ook uit die water uitgetrek, né? Wat al klare aanduiding gee van wat is hierdie, hoe lyk hierdie kind se toekoms? Water verteenwoordig die Torah op vele vlakke. Maar wat is dit wat Hagar gemis het? Wat het sy die sig van verloor? Wat was reg voor haar die hele tyd? Die Torah. Die Torah wat sy by Abraham geleer het. Die Torah is die koneksie met Jahwe. Nee, ek meen selfs Yeshua sê vir ons daar in Johannes 7, dink ek is wat hy sê, kom na my toe almal wat dors het en ek sal vir julle lewende water gee. Ek sal julle die Torah gee om van te drink. Die Torah en die Ruach, die Gees, is dieselfde, né? Dit wat Hakie sê is, want hy het gepraat van die Ruach wat nog nie uitgestort is nie. Maar wie wat sê die Ruach wil hê, moet jy die Torah hê, want hulle is een en dieselfde. So, toe sy haar sig verloor, toe sy, weet, haar weg eintlik dan verloor, toe sy van die pad afdwaal, het sy eintlik by 'n plek gekom waar sy haar van die Torah gedistansieer het. Jy kan jouself dink, ja nee, Sarah, sy het dan net vir my hierdie kind dat hier, nou moet ek alleen met hierdie kind, jy kan net dink hoe kwetter sy, né? Jy kan net vir jouself indink. Nou, ek kan vir dit sê, ek en Mirikie dit nou al 'n paar keer gesien. Jy weet, wanneer iets gebeur in iemand se lewe, iemand voorgee om Torah te leef, dan word kwaad vir die Vader, dan maak hulle vir ons die skypkout, né? Ons is nou die sondebok. Ons kwaad vir die Vader, maar hulle haal dit op ons uit. Hulle sien nie die antwoord wat reg voor hulle is nie. En weet wat, jy kan nie eintlik die geleentheid kry om vir hulle te gee nie, want hulle sien nie die antwoord wat reg voor hulle is nie. Soos met Hagar, soos met Kain, hulle verloor sig van die Elohim reg voor hulle. Reg voor jou is die fontein met die water. Jou fisiese en jou geestelike dors word hier geles. En dis wat die engel vir haar sê, Hagar, jy was nog nooit geabandoneer nie. Jy was nog nooit God verlate nie. Wanneer sy haar oë oopmaak, sien sy El Roi, Elohim met haar. Dis wat sy sien. Goed. So, nou dat jy dit kan sien, hier is 'n goeie prentjie van, dit is wat voor haar was. Nou gaan ek weer terug na die eikebome van Mamre toe. Jy sien, Jahwe beloon dit, wanneer jy iemand se oë oopmaak. Mamre het Abraham se oë oopgemaak vir die idee wat hy gesê het, luister, ek gaan vir jou die volgende raad gee, moenie bekommerd wees, moenie bekommerd wees nie, ek gaan nou vir jou 'n duidelikheid gee. Abraham, moenie bekommerd wees of jy dit publiek of in privaat moet doen nie. Wat jy moet doen is reageer op dit wat Jahwe vir jou gaan gee. Reageer sodat mense sy teenwoordigheid kan sien en dat ander dit duidelik kan ervaar. So, weer eens gaan ek jou herinner, ek het verlede week gesê, Abraham het Elohim gekies, daarom het Elohim Abraham gekies. Mamre het gekies in daardie oomblik om vir Abraham terug te verwys na Jahwe toe. En dis is wat in Hebreëse denke genoem word, Mida, kneghet, Mida, maat vir maat. Omdat jy dit gedoen het, Mamre, gaan ek, my teenwoordigheid, is jou beloning, my teenwoordigheid hier op jou vlaktes. Ek hoop jy verstaan daai ene. So Jahwe het Mamre beloon deur by hom te wees. Sien wat voor jou is. Dieselfde geld vir Hagar, toe sy moed verloor het sy letterlik die lewende Elohim uit die oog uit verloor, wat haar die hele tyd gelei het. Soos ek gesê, die put van die water simboliseer die Torah self, die bron van die lewe. En jou woord sê jy met haar oë oopmaak, dis die wonderwerk. Hy sê jy met haar herinner, ek jy nooit verlaat nie. Dit is die essensie van emunah, van geloof. Wat is dit
wat vandag voor jou staan. Dit gaan nie net dat boosheid of moeilikheid nie bestaan nie, maar weet jy, Jehovah is die een wat selfs in die vallei van die doodskarbee is hy met jou. Hy beweeg saam met jou. So jy kan sien die beginsel wat hier uitkom, wanneer ons iemand bemoedig, wanneer ons hulle help om te onthou dat Jehovah hulle nie verlaat het nie, dan doen jy eintlik 'n heilige werk. Op daai oomblik tree jy op as die engel om 'n ander persoon se oë oop te maak. So daar's 'n mitswoord wat hier uitkom, né? En wat is die kriteria hier volgens? Ons het begin daarmee, die 4 pilare. Daai 4 pilare. Jy gaan nie enige advies gee nie, hè? Jy's heeltemal. En jy gaan ook nie toelaat dat enige iemand vir jou advies gee nie. Ja. Slegs as hulle gegrond in die fondamente in hulle lewe het van die 4 pilare. Van die 4 pilare, nou by die naam, die volk, die land en wat het jy gesê altyd? En die Torah self, die reëls self. Daar is koninkryksreëls. Weet jy dat wanneer ons by Yom Kippur kom, is een van die belydenisse wat ons doen, hè? Kyk, jy het nou gesien, hier het jy dit gekry dat dit 'n mitsword is, of 'n mitswa is, om goeie raad aan ander mense te gee. Vader verwag dat jy dit sal doen. Vader verwag dat jy sal erken, hy is daar en dat jy dit gedoen het. Maar wanneer jy kom by Yom Kippur, by die Viduin, dan bely ons Achet Sechatanu Bio et Ra, vir die sonde om slegte raad te gee. So wanneer jy weet dat daar's regtig 'n sonde om slegte raad te gee, dan weet jy, maar daar's iets belangrik, daar's 'n mitswa wat sê, maar jy moet goeie raad gee. Wat is slegte raad? Dis nie net wanneer dit wat fout is nie, dis wanneer jy raad gee in eie belang, wanneer jy jouself bevoordeel, wanneer jy praat sonder om te dink, wanneer jy die risiko loop om ander te mislei. Goeie raad aan die ander kant is onbaatsigtig. Mamre het goeie raad vir Abraham gegee. So, Hoe sou 'n mens sê dat dit 'n mitswa is, want die skrif is duidelik, die opdrag is duidelik, wees lief vir jou naaste soos vir jouself. So as jy met die antwoord sit, is dit jou opdrag? Is dit jou 'n verpligting dat jy jou broer sal help? Waar 19 sê dit ook, as jy sien jou broer sondig, nee, en jy help hom nie reg nie, dan val hy sonde op jou ook. So, met ander woorde, jy het 'n verpligting, en mitsword, dis 'n goeie ding om 'n goeie goddelike raad te gee. Vader verwag van my en van jou te alle tye. Jy moet dit is nie my probleem nie, ek staan net een kant, ek staan terug nie. Nee, hy verwag dat jy goeie raad sal gee. Wie sal nou dink dat so 'n klein, amper onbekende, amper onbenullige vermelding van Mamre het eintlik hierdie hele mitsword tot gevolg. So jy kan regtig sien, Vader verwag dat jy vir ander mense, veral wanneer hulle baie keer soos hulle sê, they can't see the forest for the trees, wanneer hulle nie self die oplossing kan sien nie, dat jy in sy plek, want jy sê mos hy is met jou, dat jy vir daai persoon dit sal sê, dat jy hom sal reghelp. So, En as daai persoon nie jou raad wil vat nie, is dit nie jou probleem. Nie, al wat jy moet doen is, you have to voice. Jy moet dit sê, jy moet daaroor praat. So dis 'n belangrike beginsel, dit, nog net uit die eerste vers van hierdie parasha. So wat is die punt wat ons moet uitbring? Wat is dit wat ons by Mamre en Jagar leer? Dat dit soms die grootste geskenk is wat ons aan ander mense kan gee, dat dit nie geld is nie dinge nie oplossing nie, maar dat jy vir hom kan help om weer terug te kom, en dat jy in vertroue 'n sagte woord kan sê, hoorie, maar jy doen die regte ding, hou aan, Jehovah is met jou. Daardie soort raad maak oë oop. Dit laat mense die put sien. Hulle laat Jehovah se teenwoordigheid weer gevoel word. So my slotgedagte op hierdie punt, voordat ons met die ander aangaan, terwyl ons weet, waar Here gaan lees, is die volgende. Om raad te gee, is regtig eintlik om Jehovah self te weerspieël. Die een wat ons oë saggies oopmaak, wanneer ons nie die pad voor ons kan sien nie. Mag ek en jy, soos Mamre, mense wees, wie se woorde lig en duidelikheid bring. En mag Jehovah ook in ons deel verskyn. Jy sien, in onthou jy wat ek vir môre gesê het, weet jy wat, wanneer jy
daai werk doen, dan sal Vader in jou grondgebied verskyn en dis waar jy wil wees. Jy wil jy moet in jou huis wees, jy wil jy moet in jou gemeenskap wees, jy wil jy moet in elke oomblik wees wanneer jy 'n ander siel help om die put te vind wat die hele tyd reg voor hulle was. Ek hoop hierdie is duidelik genoeg, want ek wil oorgaan nou na die tweede punt toe, wat ons ook leer uit hierdie ding. Ons gaan nou nie die vers weer lees nie, maar hy sê, terwyl hy by die ingang van die tent sit, dan, en hy het by die ingang van die tent gesit op die warmste van die dag. Ek wil hê jy moet die prentjie sien. Ek het gaan soek, of ek so iets kan kry op die ou einde van die dag, het ons maar gesettel vir 'n prentjie met 'n wolk wat daar is, die Shekhinah, want ons weet die wolk het hulle gelei in die wildernis, Hierso sit hy in die hitte van die dag. Die skrif sê uitdruklik, hy sit by die terpentynboom, dis 'n eikeboom is nou die Moreh gedeelte. Dis die 3de dag na sy Brit Milah, sy besnydenis. Hy sit daar in pyn, hy sit daar in koors. Dis warm en hy is glad nie so lekker nie. En terwyl hy so sit in die hitte van die dag, dan sien ons dat Jahweh aan Abraham verskyn. Maar waarom het hy verskyn? Jy sien, want hy wat Jahweh is, en Abraham is nou so pas meer 'n verbond. Ons het mos nou vir mekaar dit gesê. Hy is deur die verbond met die stukke, hy is deur die verbond met die besnydenis. En Abraham is siek. Abraham is siek. En dan as jy nou gaan kyk, beginnend in vers 1 tot 5, dan word Abraham deur Jahweh. Dis vreedsaam dat Jahweh so 'n besoek kom doen. Normaalweg gaan die meeste van die heelal homself bekend maak wanneer hy 'n boodskap het wat vir iemand. Nou hierdie keer het die ewige Elohim, dis nou Jahweh, het hy 'n sieke besoek kom doen. Dis wat hy kom doen. Dis waar die midswoord ontstaan het, dat jy die siekes moet besoek. Want hy wat Jahweh is, hy kom doen 'n sieke besoek. Die 3de dag na hierdie Brit Milah, hierdie besnydenis. Hierdie term, die midswoord wat jy hier gaan kry, sê die volgende. Dis Bikor Golem, dis die besoek aan die siekes. En ek wil vir jou sê, as jy voel dit is benede jou waardigheid om hierdie midswa uit te voer, omdat net jou wat nie so gevoel nie. Vir hom was dit belangrik om sy vriend te gaan besoek in sy pyn. Abraham was 'n vriend van hulle, ons weet dit, skrif sê dit op 'n paar plekke. Ons moet onthou, Abraham is nou al 99 jaar oud, dis in die hitte van die dag, hy's op sy swakste. Hy sit by die ingang van die tent, wat sy tydelike blyplek is. Ons het van tevore dit bespreek, dis 'n Sukkah. Kom ons kyk net vir 'n oomblik, waar is hierdie plek Mamre? Kan jy sien, waar is hy nou? Naby Hebron, as jy so end op gaan boontoe, dan kry jy Bethlehem, en dan so end op van daar af is dit Jerusalem. En weer eens, soos ek sê, daar's baie besprekings, maar hier bestaan daai eikeboom nog steeds, want dis 'n toonbeeld van die Moreh, met 'n Moreh is mos 'n leermeester, en dis waar Abraham gesit en lering gedoen het, vir wie ook al verbygekom het. So, ons weet nou, hy wat Mamre het nou hierdie goeie raad gegee aan Abraham. Maar die beginsel wat ek nie wil hê jy moet weet, daaruit kry is, Mida kneget Mida, maat vir maat. Soos wat jy opgetree het, so gaan jy beloon word. Soos wat jy nie optree nie, so gaan jy gestraf word. Dis deel van die Torah reëls. Ek sê weer, Abraham het nie raad nodig gehad nie, oor of hy Jahweh moes gehoorsaam het nie, hy sou dit in elk geval gedoen het. Al waaroor dit gegaan het eintlik is, moes dit 'n openbare optrede wees, of wat sou die impak wees op potensiële bekeerlinge en dies meer. So hierdie Mida kneget Mida is, hy die een midswoord teen die ander een het hy opgeweeg, sodat hy korrek kan optree en sy vriende het hom geadviseer. Dis waaroor dit gaan. Dis goed om jou vriende rondom Torah uitleg te adviseer. Kon dit wees dat hy gevoel het, as hy dit sou doen publiek, sou dit hom van ander mense isoleer? Ek sê wet. As jy vandag vir iemand moet gaan sê, ek en hy deur besnydenis gegaan, dan gaan hulle almal begin, hulle onttrek van jou. Wat het hy gedoen? Hy het eintlik sy vriende in die Torah ingetrek. So hy het hulle ook oopgemaak in die proses. Hy wat Abraham is. Goed, nou wil ek by 'n belangrike punt uitkom ook. Onthou net, ons het vir jou gesê, Jahweh verskyn aan Abraham,
Jy kan sien dit was by die terpentynbome van Mamre gewees. Maar kan jy sien wat het ons gedoen? Want ons lees ons met Griekse denke. Ek wil hê jy sien daar's vers 1 nou op die bord. Kyk hoe lyk dit vers 2 wat gebeur. Ons lees dit maar weer. Toe hy sy oë oprig en kyk, staan daar 3 manne voor hom. En toe hy hulle sien, loop hy hulle tegemoet van die ingang van die tent af en buig hom na die aarde toe. En hy sê, my meester, as ek nou guns in u oë gevind het, gaan dan tog nie by u knegt verby nie. Laat hulle tog 'n bietjie water bring en was u voete en lê en rus onder die boom en laat ek 'n stukkie brood gaan haal en versterk u hart. Daarna kan u verder gaan, want daarom het u by u knegt aangekom. En hulle antwoord, doen soos u gesê het. Okay, hier het ons vir Avram, hy is die vasbesnyde in verbond met Jahwe. Avram, hy is besig met die Shechina, hy is besig met hom te praat, en dan sien ons die volgende. Jahwe het aan hom verskyn. Hy is in gesprek met Jahwe, en terwyl hy in gesprek is met Jahwe, wat nou seker besoek kom doen het, die Bigor Golem, soos ons gesê het, sien Avram 3 manne nader kom. Kan jy sien, Jahwe en die 3 manne is nie dieselfde. Tog, die meeste van die kommentare wat ek lees, maak hulle een en dieselfde. Nee, hulle trek die ding in, as hulle wil sê, ja, kan jy sien die 3, ja, wie bring ons die 3 eenheid nou vir jou, mooi in, maar in werklikheid, engele kan nie deel wees van die 3 eenheid nie. Ons gaan later sien, dat 2 van die engele beweeg na Sodom en Gomorra toe. Engele is geskape wesens, geskape entiteite, en jy kan sien, terwyl hy, wat Abraham is, nou in gesprek is met Jahwe, sien hy hierdie ouens, en hy, dis half as hy sê, Vader, byt net so 'n bietjie vas, ek wil net gou aandag gee aan hierdie mense. So hy hardloop, hy groet hierdie 3 manne, en dan sê hy van hulle, luister manne, ontspan, maak julle self gemaklik, kry 'n bietjie water om julle voete te was, ek gaan brood bring, en dit is eintlik wat hulle noem, die mitzvot van Achnasat Orchim. Achnasat Orchim, ek dink hy kom op die skerm ook nou. Nee? Dit klink net vir my daar, ek dink hy moet opkom. Ja, dis die mitzvot van Achnasat Orchim, gasvryheid. En dan, skielik, beweeg Abraham baie vinnig. Hy hardloop letterlik. Jahwe is nog steeds op standby, maar hy het hierdie 3 engele wat nou hier wag. Mense nou gedink het, hy is te swak om te bedien, maar ek wil net jy moet sien, terwyl hy bewuslik in hierdie 3 manne se behoeftes voorsien, het hy glad nie gediskonnekteer met Jahwe nie, want hy praat toch nie met hom, my meester, jy weet. Dis wat jy moet gaan kyk, met wie praat hy, wie noem hy my meester, want hy weet, hoe lyk engele, hy weet dat hy besig is om met engele te deel, maar hy is nie gedisconnect van Jahwe af nie. Soos ek sê, hy praat met hom, hy sê, my meester in vers 3, en weet, hy is onder spanning om weer op te tel met Jahwe, maar ons sien die hele tyd, terwyl hy met hierdie 3 manne te doen het, is Jahwe, die Shechina, is rustig aan die wag, om te sien wat het is wat Abraham doen. Dis asof hy goedkeuring gee, Abraham, ek hou van wat jy doen, ek sien jou gasvryheid vir hierdie knegte van my, hierdie dienaars van my, hierdie engele van my, ek sien hoe jy hulle bedien, ek sien hoe jy dade van liefdevolle goedheid uitvoer teenoor hulle. Dan kom ek wys gou vir jou. Jy gaan sien, die 3 engele se naam is die volgende. Die eerste een is Raphael, die engel van genesing. Die tweede is Gabriel, die engel van aankondiging. Dan die laaste is Michael, die engel van oorlog. En 2 van hierdie gaan aanbeweeg, want daar is 'n aankondiging wat in Sodom gemaak moet word, en daar is 'n oorlog, daar is 'n vernietiging wat moet plaasvind. So, En Abraham het genesing nodig. En Abraham is die een wat die genesing nodig gehad het, verstaan jy? So jy kan sien, toe hulle nou klaar maak om te begin beweeg, toe het Raphael alreeds sy vertrek geneem, want hy het sy werk gedoen. Maar Gabriel en Michael, hulle het nog werk om te doen. Nou, ek wil nou vir jou 'n stukkie speel van 'n uittreksel van wat 'n ou doen in die Qumran grotte. Dis 'n song wat, ek dink is in Aramees wat hulle dit doen, wat
eintlik ook gaan oor hierdie. Ek kan nie onthou waar het hulle ontdek wat hierdie is nie. Ek weet daar's 'n gedeelte wat hy vir jou sal sê, Weba Levi Yeshua, wat beteken and in my heart Yeshua. Maar luister net na hierdie, dit is in die Qumran grotte wat hierdie man dit sing. Bishem Adonai, Bishem Adonai. Mi amen in Michael, mi amen in Michael. Mismoli Gabriel, Mismoli Gabriel. Umilifanai Uriel, Umilifanai Uriel. Umiachorai Raphael, Umiachorai Raphael. Via Roshi Shekinah, Via Roshi Shekinah. Veda Levi Yeshua, Veda Levi Yeshua. Bishem Adonai, Bishem Adonai. Net vir die oggend so Engels sê, in the Lord's name on my right hand, Michael, on my left hand, Gabriel, before me Uriel, behind me Raphael, above me the Shekhinah, and in my heart Yeshua. So, jy kan sien waar kom hierdie vandaan. So, ek probeer nou vir jou sê, dat ja, hierdie engele het 'n baie spesifieke taal gehad. So, ons het nou 'n paar lessies al hier geleer, dat ek net sien waar hardloop ons met die tyd. So, ons het nou gesien, dat daar's 'n mitzwa om goeie advies te gee. Daar's 'n mitzwa dat jy die siekes moet gaan besoek, né? En dan sien ons die mitzwa van gasvryheid wat Abraham so goed gedoen het, die Achnasat Orgim, né? Dit is 'n aktiewe mitzwa. Dit is 'n ding wat jy moet doen. Jy moet omsien na jou gaste, wel wetende dat Elohim is hier. Hy is teenwoordig. Hy kyk, dit is asof hy sien die behoefte van die menslike gas moet nou onmiddellik hanteer word en eintlik wat jy sien wat Abraham dan doen is hy voeg nog iets by hierdie mitzwa van die gasvryheid en dit is wat hulle noem die Hidur mitzwa, die vervraaiing van die mitzwa. Jy sien hier kom hy gaan, niemand het vir hom gesê nie, hy moet gasvry wees. Wat is gasvryheid? Hy voer uit wat nodig is om die vrygewigheid tentoon te stel. Hy besluit om voete te was en... Presies. Ja. Hy besluit om die voete te was, om hulle gemaklik te maak en sovoorts. Jy weet, dis dieselfde ding. Ek wil het eintlik doen aan die hand daarvan, soos wat ons weet op 'n Shabbat. Die skrif sê vir jou die Shabbat. Hy sê nie vir jou, jy moet 2 kersse aansteek en jy moet die hande en die voete was nie, en jy moet hierdie blessing doen. Jy self vat dit en jy vervraai hierdie Shabbat-tafel met die kersse, met die hande was, met die blessings, met alles. Jy vervraai die Shabbat-tafel, want jy het so pas die Shabbat afgesonder en jy het erken, hierdie is 'n maaltyd in die teenwoordigheid van die Almagtige. Kan jy sien, dit is, en die hele tyd terwyl jy besig is, sit Abba rustig en wag. So terwyl hy wat Abraham is, dat hy hierdie 3 engele dan bedien, is die Shekhinah daar, is die Yahweh daar. Jy kan sien, Abraham connecteer met hom so tussendeur. Kom ons vat hom 'n bietjie verder. Jy kan sien, wat sê Tehillim 103 oor die boodskappers? Loof Jahweh sy boodskappers, kragtige helde wat sy woord vervul, en gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. So jy sien, wie is dit wat die woord vervul? Jy gee vir geen engel opdrag nie, hoor vir my mooi. Die skrif sê,
geloof kom uit die gehoor en die gehoor uit die woord van Elohim. Wanneer jy die geloof toon, is Jahwe die een wat die engele uitstuur om uitvoering aan sy woord te gee, aan die stem van sy woord. Engele reageer net op geloof. Hulle reageer op niks anders dan nie. Met ander woorde, dit is waar dit vandaan kom. Hulle kry die opdrag van die Vader. Kom ons kyk wat sê Hebreë 1 vers 13. En aan watter een van die boodskappers het hy ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek die vyande gemaak het, 'n voetbank van u voete? Is hulle nie almal dienende geeste, wat vir diens uitgestuur word, ter wille van die wat die verlossing sal beerwe nie? So hulle is dienende geeste. So kom ons kyk nou wat sê die engel van aankondiging. Wie is dit nou weer? Gabriel. Toe sê hulle vir hom, waar is Sara, u vrou? En hy antwoord, kyk, sy's in die tent. En hy sê, ek sal oor 'n jaar beslis weer na jou toe kom en kyk. Jou vrou Sara sal 'n seun hê. En Sara het geluister by die ingang van die tent wat agter hom was. Twee voorbeelde. Sagarias, hy kry ook die aankondiging, jou vrou gaan swanger word, né? En Elisabeth het swanger geword met Johannes Atmabel of Johannes die Doper, as jy dit nou moet. Dan weet ons ook, dat is dieselfde Gabriel, wat aan Miriam verskyn het en gesê het, jy sal 'n seun hê, die Ruach HaKodesh sal jou oorskadu, en jy sal 'n seun hê, en jy moet hom Yeshua noem, want dit is hy wat sy volk van hul sonde sal verlos. Dit is Gabriel se werk gewees daai. So kan jy nou sien wat is die rol van hierdie engele. Nou sê ek nou weer vir jou. So terwyl hulle dan nou vertel word van hierdie kind wat ongeveer oor 'n jaar se kom, is daar 'n gelag. Abraham lag van vreugde. En jy het dit nou nogal betwyfel of Sara se lag eintlik ongeloof was, né? En dan het sy nog die vermetelheid gehad om te lieg oor haar lag. Jy sien, wat is die verskil tussen Abraham en Sara hier gewees? Die Torah sê vir ons, Abraham het op sy aangesig geval. Met ander woorde, hy het gelag terwyl hy gebid het, want hy het geweet wat Elohim sê dit gaan gebeur. Dit is 'n ding wat tot uitvoering gaan kom. So, werklik waar die term geval op sy aangesig, is 'n uitdrukking van gebed. En, wel, hulle sê, hy het net gelag, nee, maar het impliseer, sy het binne gelag, of sy was ongelowig, sy het nie openlik gelag, 'n lag van vreugde nie, ek meen, dis hoekom dit geïnterpreteer word, dat sy was in ongeloof. En dan kry ons die goddelike reaksie, is enigiets te wonderbaar vir Jahwe? Nee? Jy kan sien wat eintlik hier gesê word. Die korrektheid, hier is die ononderhandelbaarheid. Die Torah bevestig dat die natuurwette is onderdanig aan Jahwe se verbondswil. So hy bekragtig hierdie God geordained wonderwerk. Ons gaan sien dit, hierdie word eintlik die grondslag vir baie goddelike ingryping in die Joodse geskiedenis. En dan sien ons die kind Yitzhak word gebore, of hy is oor 'n jaar is hy letterlik daar. En ja, ons sien dat daai skeptisisme verander in 'n ewige simbool van goddelike betroubaarheid. Nou, kom ons kyk net dan. Vers 17 sê, daarna sê Jahwe, sal ek vir Abraham verberg wat ek gaan doen? Nou niet op wie praat, nee. Terwyl Abraham tog beslis 'n groot en magtige nasie sal word, en al die nasies van die aarde in hom geseën sal word, want ek het hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee, dat hulle die weg van Jahwe moet hou, om geregtigheid en reg te doen, sodat Jahwe oor Abraham kan bring, wat hy oor hom gesê het. Nou kom ons kyk na die volgende. So, jy sien, Jahwe kies Abraham om sy huishouding te beveel om die tzedekah mishpat, die geregtigheid en geregtigheid te handhaaf. Reg en geregtigheid, eintlik regverdigheid en geregtigheid te handhaaf. So, Abraham kry hier 'n verbondsplig. Hy is nie net die ontvanger van seën nie, maar hy is die ambassadeur wat die taak het om die wêreld hierdie etiese bevordering te leer. Met ander woorde, lei hulle op
in die mitzvot. Want hy sê, jy gaan sien in Bereshit 26, hy sê, maar Abraham het my gebooie, my verordeninge en my insettinge het hy onderhou. En jy gaan sien ook, as jy na hierdie gedeelte gaan kyk, dis net voordat Abraham begin intree vir Lot, wat in Sodom is. Dis net voor dit. So met ander woorde, Vader spreek hierdie ding oor hom uit, Jahoua spreek dit uit. Ondertussen beweeg die twee engele aan na Sodom en Gomorra toe. Maar Jahoua sê, ek gaan nou jou bekend maak, Abraham, wat gaan gebeur. En dan begin hy intree. Nou kan Abraham, nadat Vader hierdie ding oor hom uitgespreek het, kan hy as 'n profeet optree. En as 'n profeet kom tree hy in vir Sodom en Gomorra. Ja, ons het al 4 keer het ons gesê, hy is bewus daarvan dat Lot daar is en dat sy vrou daar is en dat die kinders daar is en dat die skoonseuns daar is en hy gaan sy bes probeer om Vader se arm te draai as 'n profeet. Hy gaan intree. Jy weet, Moshe het maar dieselfde ding gedoen wat hy op 'n kol gesê het, wel, as jy hulle almal gaan vernietig, haal my dan ook uit die boek van die lewe en so. Dis wat 'n profeet doen. 'n Profeet tree in. 'n Profeet gaan jou leer, wat is die naam van jou? Hy gaan vir jou leer, wat is die gebooie? Hy gaan vir jou leer om na sy stem te luister. Dis wat Abraham doen, dis die verbondsplig wat op hom nou neerkom, dat hy gaan sy kinders, hy gaan Jetsak dit leer, hy gaan dit vir Jakob leer, hy gaan dit vir almal, vir solank as wat hy leef, gaan hy dit leer. Abraham word die perfekte ambassadeur. So die vraag hier is ek en jy gereed, nie net alleen om goeie advies te gee, om die siekes te gaan besoek, en om gasvryheid te gee, waar dit nodig is nie. Maar is ons ook, kan Jahoua dit ook oor my en jou uitspreek, dat ek en jy gaan ons nageslag, ons kinders en hulle kinders, gaan ons die gebooie, die verordeninge en die insettinge leer. Kan Jahoua daardie gedeelte in ons inbou? Onthou nou net, hy van begin af progressief gewerk met Abraham. Nee, gaan haal hom eers uit, nadat hy gesien het, Abraham se hart is op hom gerig. Dan bring hy hom na die land toe, dan begin hy vir hom die Torah gee, hy gee vir hom die verbond, hy gee vir hom sy naam, hy haal letterlik uit die Jod, hy haal hy uit, en hy sit in Abraham se naam, hy haal die ander hy uit, en hy sit in Sarah se naam. Kan jy sien wat dit is? Kan hy dit met jou doen? Mag hy dit met jou doen? Is jy bereid om al hierdie dinge wat hierdie parasha vir ons oplê, om dit te doen? Is jy bereid om ander te help om by dit uit te kom? Want dis deel van die Torah, dis deel van die mitzvot, die verpligting om goeie advies te gee, die verpligting om die siekes te gaan besoek, die verpligting om gasvryheid aan mense te gee. Ja, ek weet jy gaan sê, ja, maar ek was gasvry gewees, soveel keer was gasvry gewees, en elke keer het hulle het my gesig teruggegooi, en. Los daai deel vir Vader. Doen jy jou deel? Vader doen altyd sy deel. Ek wil net vir jou vinnig as 'n laaste stukkie inligting, wil ek gou vir jou 'n chiastiese struktuur net wys. Gaan nie die hele ene doen nie. Jy sal sien hier aan die linkerkant, hardop hy so A, B, C, D, E, F, G, en dan weer van onderaf A, B, C, D, E, F, G, en dan die sentrale as. En daai sentrale as, die twee engele het almal by die ingang van Lot se huis met blindheid geslaan. Wat ek vir jou probeer sê, as jy na die skrif gaan kyk, daar in Bereshit 18 van vers 16 tot 18, Abraham sal 'n groot en 'n magtige nasie word, 'n seun vir alle nasies. Dan B, Jahoua het Abraham gekies om 'n regverdige nasie te bou, wat die weg van Jahoua volg. Maar as ek moet onder toe gaan, dan sien ek, Lot se dogters het Moab en Ammon deur bloedstande verwek, saam met Lot verwek. B, Lot se dogters het besluit om op 'n onregverdige manier 'n nageslag te verwek. Ek en jy het 'n mitzvot om 'n regverdige nasie te help bou, om 'n regverdige nageslag, het sy fisiese geslag, het sy geestelike geslag, dat ons dit sal tot stand bring. Saam met jou natuurlik. Saam met jou. En dit is wat ek vir jou, ek hoop jy gaan vandag hier weggaan
en vir jouself kan sê, weet jy wat, ek onthou van hierdie ding, dat ek het die verpligting om ander te help. Ek onthou van hierdie ding, dat ek die siekes moet gaan besoek. Ek onthou van hierdie parasha, die gasvryheid, terwyl ek weet en absoluut bewus is aan practicing the presence of Yahweh Elohim. Terwyl ek besig is om dit te doen, is ek besig om gasvryheid toe te pas teenoor die wat hier by my verbykom. Ek weet nie of daar nog iets is wat jy wil byvoeg nie, maar dit is wat ek uit hierdie gedeelte so in kort gekry het.